Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 28ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif van vandag sê: Louis Liebenberg se regspan begin om 1,2 miljard rand van beleggers te verhaal. Nuushooftrekke vir vandag: Valke neem kubermisdadigers in hegtenis. Louis Liebenberg se regspan begin om 1,2 miljard van beleggers in te samel. Munisipale amptenaar afgedank na moord op 'n kollega. Bella-wet word in die hof getoets. Singapore Sevens toernooi word hierdie naweek beslis. Protea dame netbalspan berei voor vir 3 toetse teen Engelse Rose. Die liquidateurs en hulle regspanne wat aangestel is om al die geld en bates op te spoor wat in die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg se beweerde Ponzi-skema gestort is tans besig om meer as 1,2 miljard rand wat aan beleggers, politici en bekendes uitbetaal is, terug te verhaal. Daar kan uiteenlopende menings oor hierdie proses wees, maar almal weet dat diegene wat geld uit die skema ontvang het, dit moet terugbetaal. Geen uitsonderings sal gemaak word nie, selfs die geld wat deur Liebenberg aan hooggeplaaste politici of bekendes geskenk is, of wat aan die regspraktisyns betaal is, wat namens die politici opgetree het, of geld wat uitgedobbel is, sal verhaal moet word. Die liquidateurs en hulle regspanne beoog om teen 7 Maart 'n totaal van 2000 dagvaardigings uit te reik. Sowat 300 dagvaardigings is reeds beteken, terwyl 1000 dagvaardigings tans tussen die howe en die baljies is. Die totale beraamde bedrag beloop 1,2 miljard rand. Die bedrag is net vir 1000 afvaardigings wat reeds uitgereik is, beloop 1 miljard rand. Liebenberg se skema Forever Diamonds and Gold, FGG, het meer as 4 miljard rand van meer as 44.000 beleggers ingevorder. Sy maatskappy, Tariomix, is in April 2024 finaal in die Hooggeregshof in Mei Gekeng gelikwideer. Die strafstaak hou wel tans 'n uitdaging in om Liebenberg in die ondervragings te laat getuig, omdat hy agter tralies is en volgens die staat 'n vlugrisiko is. Daar is egter ook individue wat deur derde partye en die baljies probeer mislei deur te beweer hulle is nie meer by die betrokke adresse nie. Liebenberg het na sy mees getroue ondersteuners as arende verwys, terwyl die wat onder meer sy skema bevraagteken het as hoenders of ongelowige Thomas beskryf het. Die regsverteenwoordiger van die liquidateurs en liquidateurs self is dankbaar dat sommige beleggers met sinvolle skikkings vorendag getree het. 'n Internasionale wetstoepassingstaakspan sal onder leiding van die Valke op 'n vermeende internasionale kubermisdaad in Johannesburg toegeslaan en 31 mense is reeds in hegtenis geneem. 6 vermeende grootbase van die syndikaat en die 25 oproepsentrum agente is gister na 'n ondersoek van sowat 4 jaar op 7 persele in Johannesburg se noordelike voorstede in hegtenis geneem weens die oortreding van die wet op finansiële advies en tussengang deur dienste. Lydens 'n verklaring van die Valke het die syndikaat hoofsaaklik slagoffers van Australië, Brittanje, Amerika, Kanada en Nieu-Seeland ingeloop. Volgens die Valke is die verdagtes tussen 38 en 61 jaar oud. Die inhegtenisnemings spruit uit 'n ondersoek wat die Valke in 2022 begin het, nadat 43 Australiese slagoffers reeds verklaringe afgelê het. Volgens die Valke het die syndikaat glo vals beleggingsgeleenthede op verskeie sosiale media platforms geadverteer en slagoffers is geteiken wat by aftree ouderdom was en oor aansienlike spaargeld beskik het. 'n Administrateur wat 'n sukkelende munisipaliteit in KwaZulu-Natal moes regrig, is afgedank omdat hy in verband met die sluipmoord op 'n voormalige nasionale leier in die ANC jeug. Daar is maandag berig, Sindiso Makaka se naam met dieselfde dag ook in die Madlanga kommissie van ondersoek opgeduik toe anonieme getuie getuig het dat Senzo Mchunu, minister van die polisie wat op verpligte verlof geplaas is, vroeër by hom wou weet oor die moord op Makaka en watter polisielede daarby betrek is. In gister se sitting is ook gehoor hoe 39 miljoen rand onlangs in 'n interne slenter uit die bankrekening van die KwaZulu munisipaliteit in KwaZulu-Natal gesteel is. Eerware Tolasiwe Buthelezi, LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, het gesê 29 van die 46 KwaZulu-Natalse munisipaliteite presteer tans bo die norm. Dit bekommer hom egter dat die ander 17 onder die drempel gepresteer het. Die omstrede taal- en toelatingsvereistes van die wysigingswet op basiese onderwyswette of BELA gaan eersdaags in die hof getoets word.
Die Noordwes Onderwysdepartement het in Desember skoolvakansie sowat 80 leerlinge by die swart riggings gekombineerde skool geplaas sonder enige konsultasie vooraf so voorgeskryf deur die gewysigde skolewet en met geen bykomende hulpbronne aan die skool nie. FETSAS ondersteun die skoolbeheerliggaam met 'n dringende hofaansoek waarin die hof versoek word om die provinsiale onderwysdepartement te verplig om sy grondwetlike en statutêre verpligtinge na te kom voordat die skool 'n proses kan begin om bykomende leerlinge toe te laat. Dr. Jaco Deken sê die taal- en toelatingsklausule van Bella het verreweg die meeste kritiek uitgelok. Hoe verloor die valke in KwaZulu-Natal op een goeie naweek meer as 'n halwe ton kokain ter waarde van 200 miljoen rand wat agter slot en grendel in 'n stoorkamer toegesluit was. Volgens luitenant-generaal Senua het die valke beslag gelê op 20 houers met 1 kilogram kokainblokke daarin, maar hulle het nie geweet waarom dit te berg nie. Daar is besluit om dit in die stoorkamers van die kantore van die ernstige geweldsmisdade eenheid te gaan toesluit. Volgens Senua het die inbrekers toegang verkry vanaf 'n hardeware winkel langsang. Die ketting en 'n slot waarmee die hoofhek van die hardeware gesluit was gebreek. Die inbrekers het oor die heining gespring en na die polisie se kompleks gegaan. Langs die kantoor is die instapkluis. Hy sê daar moes meer as 5 mense betrokke gewees het, want is nie maklik om 541 kilogram se kokaine weg te dra nie. Die polisie se personeel het van die jaar vir mense met 'n gestremdheid is iemand wat nie in sak en as kan sit het nadat sy 17 jaar gelede as 'n jong reservis 3 keer tydens 'n roetine deursoeking geskiet is en verdood in 'n straat in Botha, Kaapstad gelaat is nie. Farah Brown, wat toe net 26 jaar oud was, is 3 keer geskiet, 1 keer in die gesig en nog 2 keer elders in haar liggaam. Haar kollega is ook raak geskiet. Daarna nadat sy as polisie in die Wes-Kaapse personeel het van die jaar vir iemand met 'n gestremdheid aangewys is, probeer sy haar beserings afmaak by douanehuis in 'n Kaapse hawe waar haar kantoor is. Haar gesig is permanent geskend, haar spraak is aangetast en sy kan nie harde kos kou nie. Sy is maandag op die polisie se nasionale toekenningsaand in Bloemfontein vir uitnemendheid in die polisie se mensebestuurafdeling vereer en as personeellid van die jaar vir mense met gestremdheid aangewys. Na 2 aansoeke om verlof tot appel en nog 'n aansoek om heroorweging het die appelhof beslis dat Pick n Pay inderdaad aanspreeklik is vir besering wat die oud Springbok-vreel Chester Williams se weduwee opgedoen het nadat sy in een van hulle winkels op 'n olierige oranje middel gegly en geval het. Dit volg nadat Pick n Pay se aansoek om verlof tot appel reeds 2 keer deur die Hooggeregshof en die appelhof van die hand gewys is. Die Hooggeregshof in Kaapstad het op 1 September 2023 gunste van Williams beslis nadat die hof bevind het Pick n Pay was nalatig en moet gevolglik 100% van die skade betaal wat Williams kan bewys dat sy weens die voorval gelei. 5 mense in die vroeë oggendure is weens konstruksiebedrog, diefstal en geldwasery van 12 miljoen rand vasgetrek. Die valke woordvoerder sê in 'n verklaring die operasie is in die Wes-Kaap en Oos-Kaap uitgevoer en nog verdagtes sal na verwagting in hegtenis geneem word. Borgtog van R50.000 elk is toegestaan. Die 5 sal vandag weer in die hof verskyn. Die beweerde misdade het van 2015 tot 2018 plaasgevind. Die valke se ondersoek het aan die lig gebring dat die verdagte subkontrakteurs geïdentifiseer het wat na bewering met hom saamgesweer het om fiktiewe fakture aan die moedermaatskappy uit te reik. Na bewering het die subkontrakteurs op hulle beurt betalings terug aan sy private maatskappye gemaak. Die geraamde verlies beloop saam 12 miljoen rand. Die islamitiese militante groep Hamas probeer om sy 10.000 polisielede deel te maak van 'n nuwe Amerikaanse ondersteunende Palestynse regering vir die Gaza-strook, so sê die bronne. Israel sal waarskynlik daarteen beswaar aanteken. 'n 20-punt plan om die oorlog te beëindig, vra dat die bestuur van die Gaza-strook oorgedra word aan die Nasionale Komitee vir Administrasie van die Gaza-strook, die NCAG, 'n Palestynse technokratiese liggaam onder Amerikaanse toesig wat Hamas moet uitsluit. Hamas het Sondag in 'n brief aan sy personeel gevra dat die groep meer as 40.000 staatsamptenare en veiligheidspersoneellede met die NCAG moet saamwerk en hulle sal verseker dat gepoog word om hulle in die nuwe regering in te sluit. Dit sluit die 10.000 lede van die Hamas polisie in wat steeds dele van die gebiede patrolleer. Die Suid-Afrikaanse verbruikers sukkel steeds met beperkte besteedbare inkomste, maar die Reservebank se rentekoersverlagings laat in 2024 het hulle aptyd vir krediet aangewakker. Die loosgroep het gister gesê die eerste 9 maande van sy lopende boekjaar het 'n stewige verkoopsgroei opgelewer.
Loos sê kredietverkope het met 9,1% gestyg en 69,4% van totale verkope was op skuld. Kontantverkope het slegs 2,8% uitgemaak. Net soos in die DHL stadion in Kaapstad verlede maand, sal die Blitsbokke hulle groep moet wen om in die halfeindronde te kan kwalifiseer. Met net 8 spanne wat in die eerste 6 toernooie speel, gaan jy sommer verskeie kere teen dieselfde spanne te staan kom. En 'n mens weet half wat om te verwag is gesê, die marges gaan baie klein wees en selfs ons openingwedstryd teen Spanje kan beskou word as 'n kwart eindstryd en wys hoe meer dinge hierdie reeks sal wees. Wat ons wel weet, is dat ons sukses in Kaapstad iets van die verlede is. Om in Singapore dieselfde te gaan doen, moet ons van vooraf begin. Die Singapore toernooi, begin van die Sevens reeks, begin Saterdag om 04:10 Suid-Afrikaanse tyd met wedstryde in die mans en vroue toernooi wat op Supersport 211 uitgesaai sal word. Die Blitsbokke kom in groep A teen Spanje, Brittanje en Fiji te staan. Die span in groep B is Argentinië, Australië, Frankryk en Nieu-Seeland. Vin Cotter, breier van die Auckland Blues, het homself gister uit die wedloop onttrek om as die nuwe All Blacks afrigter oorweeg te word, nadat hy as opvolger van Les Keys by die Queensland Reds in die Super Rugby Pacific reeks aangewys is. Die 64-jarige Cotter as 'n moontlike opvolger vir Scott Robinson beskou, wat vroeër van dese maand as All Black afrigter afgedank is. Die vooruitsig om aan daardie kultuur te werk, maak my opgewonde en toe die Queensland Rugby Unie hulle planne vir die Reds uiteengesit het, was dit oortuigend. Ek het my huiswerk gedoen, die Queensland denkwyse is sterk. Ek is trots daarop dat ek altyd probeer om myself as afrigter te verbeter en ek voel beslis, dit kan my 'n beter afrigter maak, het Cotter aan die media gesê. Die Proteas het verlede jaar 3 wegreekse met 0-3 teen Jamaica, Nieu-Seeland en Australië verloor, maar hulle het baie waardevolle ondervinding daarop gedoen. Die eerste van 3 toetse in die Spar uitdagreeks vind môre om 1800 uur plaas. Die wedstryde word in die Ellis Park Arena beslis. 12 van die 15 spelers wat verlede jaar onder getoer het, is in die groep van 15 vir die reeks teen die Engelse ingesluit. Daar het die laaste tyd in ons voorbereiding 'n paar goeie kombinasies gevorm, het Jenny van Dijk die afrigter gesê. Van Dijk het vroeër 'n keringskamp gehou voordat die 15-tal gekies is. Sy sê hulle moes spelers saam in kombinasies sien, want hulle speel oral in die wêreld. Aryna Sabalenka van Belarus se veldtog om 'n derde Australiese ope titel te wen, is nog stewig op koers. Sabalenka het die 18-jarige Jovic in skoonstelle met 6-3 en 6-0 in Melbourne Park se Rod Laver Arena oorrompel. Tog sê die 27-jarige Sabalenka het Jovic haar nogal opdraande gegee en het was glad nie so maklik om hierdie tiener te wen nie. Coco Gauff, die derde op die wêreldranglys se veldtog in vanjaar se Aussie Ope, het gister tot 'n teleurstellende einde gekom. Die 12de gekeerde Elina Svitolina van Oekraïne het die Amerikaner met verbasende gemak met 6-1 en 6-2 gewen. Svitolina kom in die halfeindronde teen Sabalenka te staan. In vandag se kwart eindstryd pak Alina Rybakina van Kazakhstan die Pool Iga Swiatek, terwyl die Amerikaners Jessica Pegula en Amanda Anisimova mekaar die stryd sal aansê. Lloyd Harris het as 5de gekeerde die Soma Bay Ope gewen. Dit was sy 7de ATP Challenger titel. Hy het met 6-1 en 5-2 teen die derde gekeerde John Pennington Jones voorgeloop toe die Brit handdoek ingegooi het. Harris, wat nou 28 jaar oud is vroeër in die eerste ronde ter kwalificering vir die Australiese Ope deur die jong Federico Sena van Italië in 3 stelle uitgeskakel. John Bosma het intussen die beste onder Suid-Afrika se juniors in Melbourne gevaar. Hy is in die tweede ronde in die seuns enkelspel in die Australiese Ope deur Duitsland se 5de gekeerde Jamie McKenzie met 6-4 en 7-6 uitgeskakel. Philip Henning en Chris van Wyk gaan Suid-Afrika weer op 7 en 8 Februarie by die Arena buiteklap in die Davis Beter kragmeting met Montenegro verteenwoordig, nadat hy die vorige stryd teen Marokko in September misgeloop het. Alec Beckley, Thando Longway Smith en Mark van der Merwe is in die span behou. Die 18-jarige Simpiwe en Gwenya is hulle oefenmaat. Die Suid-Afrikaner se toporde met die kaptein en aanvangskolwer Aiden Markram het 86 nie uit aangeteken van 47 balle wat insluit 9 viere en 3 groot sesse aan die spits met sy beste internasionale T20 telling tot nou toe nog. Het die Windies met 9 paadjies gewen met 13 balle oor in die wedstryd. Markram en Luandrey Pretorius wat 44 aangeteken het van die 28 balle wat insluit 6 viere en 1 groot ses wat net vir die kragmeting betrek is, terwyl Quinton de Kock 'n blaaskans geniet. Die besoekers het 'n verdienstelike 173-7 in hulle kolfbeurt aangeteken nadat hulle ingestuur is om eers te gaan kolf. Carlos Alcaraz wil in sy eerste halfeindstryd nog in die Australiese Ope wraak neem
teen Alexander Zverev teen wie hy vooraf geoefen het. Die 22-jarige Spanjaard het die Aussiese groot hoop met 7-5, 6-2 en 6-1 gewen. Alcaraz kom nou te staan teen die derde keer Alexander Zverev van Duitsland, wat hom in 2024 so kwart eindronde in Melbourne gestuit het. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons Veerberg vir die streek lyk so: Messina 2132, Polokwane 1729, Lepalale 1934, Mbombela 1730, Maikeng 2035, Pretoria 1934, Johannesburg 2031, Ermelo 1332, Galagari 2539, Gaborone 2236, Richards Bay 2137, Pietermaritzburg 1635, Durban 2233, Port St. John's 2026, Pongola 2036, Maputo 2131, Bethlehem 1533, Bloemfontein 2035, Allewal Noord 2036, Welkom 2137, Vryburg 2136, Kimberley 2339, Appington 2241, Prieska 2140, Springbok 1632, Karasburg 2037, Keetmanshoop 2338, Mariental 2539, Alexanderbaai 1524, Brandvlei 2036, Loederitsbaai 1833, Vredendal 1431, Kaapstad 1724, Sutherland 1228, George 1723, Jeffreys Bay 1824, Gewerra 1724, Grafreinet 1329, Kaapogillas 1523, De Aar 1937, Molteno 1432, Beaufort West 1634, Oos-London 1924. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.97 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.15, die euro verhandel teen R19.13, die pond verhandel teen R22.02, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,600, palladium per fyn ons is $1,914, silwer per fyn ons is $108.85 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $5,094, Brent olie per vat is $65.59 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.